Ons gaan luister vanoggend, liewe broers en susters, na die psalms as ons gaan saam lees vanuit Psalm 4. U alleen laat my veilig woon. U alleen laat my veilig woon, die opskrif dan ook hier bo Psalm 4. Psalm 4 het 9 verse. Ons gaan luister na al 9 verse van hierdie psalm. U alleen laat my veilig woon. Geliefdes, die woord van die Here. Vir die koorleier met snare spel, 'n psalm van Dawid. O God, wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lank gaan julle my eer nog skend, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na, as jy gaan lê, en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is, en julle moet op die Here vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons laat goed gaan? Wees ons tog weer goedgesind, Here, help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê, en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Net tot sover die woord van die Here. Wie 'n kind van God is, luister na sy woord en gaan leef dit ook daar buite. Iemand vra die vraag, sal dit ooit weer beter gaan? Wanneer sal dit weer met ons goed gaan? So vra iemand en 'n mens wil amper sê op 'n trant van negativiteit en pessimisties. Maar tog, liewe broers en susters, gegeewe die huidige waarin ons 'n bestaan maak en waar ons dag tot dag deurbring, 'n omstandigheid wat beslis nie maklik is nie. Baie mense beleef tans baie elende. En baie mense sit werklik waar met baie probleme en baie bekommernisse. Kyk 'n mens net hoe mense die stryd moet stry om materialisties te oorleef, met ander woorde om voedsel op die tafel te hê, het dit nogal vandag regtig 'n uitdaging geword. Daar's groot werkloosheidssyfers, baie afleggings, mense wat afgelê word by die werk, besighede wat se deure sluit in die konteks van die huidige. Ja, die stygings in lewenskoste is 'n realiteit. En dis waaroor die mense wonder en vra, sal dit ooit weer goed kan gaan? As 'n mens dink aan prysstygings van elektrisiteit, van brandstof, dan verstaan 'n mens nogal hoe party mense se gemoed so daarna uit kan sien. Ry jy deur die strate en let jy bietjie op en kom jy bietjie van jare terug, dan sien jy verval. Jy sien hoe dinge agteruit gegaan het. Jy sien hoe paaie nie in stand gehou word nie, geen instandhouding van geboue, van naamborde, parke. Dit alles het 'n effek op ons om ons morbied en negatief te laat. Boemelaars en bedelaars, op elke hoek, by elke winkel wat jy stop, word jy gekonfronteer met honger. Iemand wat vir jou vra, gee vir my. Telkens 'n bombardering van negativiteit. Dis ongelukkig so. Ons word daarmee gekonfronteer dag na dag. Elendig, haaglik. En dan ook boonop wat mense in ons tyd baie vang, veral hier
in ons land is die onnodige misdaad. Die onnodige misdaad wat 'n mens derentyd aanhoor en waarmee 'n mens gekonfronteer word. Geweldsmisdaad, korrupsie, misdaad van die hantering van 4 kindertjies laasweek, die jongste een graad RR, die oudste een graad 6 en 2 seentjies tussenin, die jongste een 'n dogtertjie, die oudste een 'n seentjie, wat moes sien hoe 5 inbrekers die huis inkom, pa skiet, ma skiet, in die bloed lê, en ten spyte daarvan dat ma gewond is, haar aan die hand vat, en deur die huis trek, sy moet wys waar alles is, pistole op hulle gerig, ensovoorts. 'n Demoralisering, 'n afbreek van ons eie gemoed, van ons eie lus vir die lewe. En dan boonop ook nog, broers en susters, hierdie huidige donker wolk wat bo ons almal hang van 'n pandemie. Mense wat regtig in rou leef oor geliefdes wat hulle aan die dood afgestaan het. Party mense sommer baie geliefdes. Mense wat sukkel om gesond te word nadat hulle siek was en met daardie psigologiese stryd sit van as ek maar net weer kan beter word. Mense agter maskers, verwyder van mekaar. Ons het nie kontak nie, ons deel nie in die vreugde van kontak met mekaar soos wat ons daaraan gewoond is nie. Dit het invloed op ons almal. En verder ook nog die verdeeldheid wat hierdie ding gebring het. Mense wat beklei eers bestaan dit of bestaan dit nie. Mense wat beklei oor maskers ja of nee, sanitering ja of nee. En nou die pro-ent mense en die anti-ent mense. En dis 'n verdeeldheid, verdagmakery, afbrekery, skreeuery op mekaar. Mense trek selfs die Bybel in by hierdie argument en sê die wat dit doen is van die Satan of die wat dit nie doen nie is van die duiwel. Groot impak op elkeen van ons. Mens lees Psalm 4, broers en susters, dan kom jy agter in die omstandigheid van koning Dawid het dit ook nie so maklik op hierdie tydstip met die mense gegaan nie. Daar in Psalm 4 vers 7 word die vraag gevra: wie sal dit met ons ooit weer laat beter gaan? Wie sal dit met ons ooit weer laat beter gaan? Die psalmdigter, koning Dawid, gaan na die Here toe en hy bid tot hom. Hy vra vir God se genade. Hy vra dat God tog sy smeekgebed sal verhoor. En hy kom nogal met 'n gemotiveerde versoek. Aan die ander woorde, die versoek, die gebed wat hy lewer, het 'n motivering daar agter. En die motivering daar agter is, hy sê vir die Here in hierdie gebed, maar U is mos die een wat reg laat geskied. U is mos regverdig. U weet wat is reg en wat is verkeerd. En dan sê hy ook 'n verdere motivering vir hoekom hy na die Here toe kom. In die verlede het u nog altyd gehoor. U het in die verlede nog altyd die gebed wat ek na u toe opgeroep het, in ag geneem en 'n antwoord daarop gegee. Met ander woorde, omdat hierdie psalmdigter Dawid die Here ken, in 'n verhouding met hom leef, ken hy die Here se getrouheid, ken hy die Here se kwaliteite, en daarom kan hy weer na hom toe gaan, en kan hy weer met hom praat, weer in gebed tot hom nader, en vra, Here, hoor my gebed. Wees ons genadig. Met ander woorde, op grond van vorige geloofservarings kan hierdie psalmdigter sê, die Here hoor my, want hy het my mos nog altyd gehoor. Hoe bevoorreg is ons ook om te kan sê, maar ons ken die Here. Die Here is deel van ons lewe. Ons dra sy merk,
die doop teen ons voorkop wat sy bloed simboliseer, waar hy aan die kruis vir ons alles volbring het, vir hierdie tyd en vir die ewigheid, vir hierdie lewe en vir ons sterwe. Dis volbring. Ons ken hom omdat hy ons so liefhet dat hy hom aan ons openbaar. Ek en jy ken hom alleen deur hom. As dit nie vir hom was nie, het ons hom nie geken nie. Hy maak hom kenbaar deur die Gees wat in ons werk, sodat ons geloof kan hê om hom te sien vir wie hy is. Ons ken hom vanuit sy woord. En ons ken hom ook mos, broers en susters, as ons mooi dink en onthou van hoe hy die pad nog altyd met ons gestap het. Ons het mos ook geloofservaring. Hoe het ons tot hier gekom? Miskien is u 70, miskien is u 40, miskien is u 15. Hoe het u tot hier gekom? Die Here het ons hier gebring. Daarom is ons ook so bevoorreg om te kan sê, ons ken hom. Ons kan hom ons vertrou uit dit wat ons van hom weet. Ons moet steeds aan sy deur kom klop. Nooit is sy deur so toe, dat hy hom nie vir ons sal oopmaak nie. Hy hoor ons, God is getrou. Die psalmdigter vra, maar hoe lank gaan hierdie situasie nog voortduur? Duidelik sit hierdie huidige omstandigheid baie druk op die psalmdigter. Hoe lank moet ek dit nog vat? Hoe lank moet ek nog uithou? Duidelik het hy swaar getrek as gevolg van mense wat inkriminerende goed van hom gesê het. Hy praat van mense wat leenaars is, mense wat valshede oor hom versprei, en duidelik het dit hom seer gemaak, het dit hom gekrenk gelaat, want weet u hoekom? Hierdie psalmdigter is so gesteld op sy eer voor die Here, op sy goeie naam, dat diegene wat valshede oor hom verkondig, hom regtig op 'n plek seermaak, wat vir hom baie sensitief is. Ons moet onthou, in die Bybelse tyd was eer en skaamte die fondasie van daardie samelewing se begrip. Met ander woorde, my eer en my goeie naam was meer werd as my besittings. Nou word hierdie psalmdigter se eer afgebreek deur jaloerses, hulle wat leuns versprei en valshede verkondig. Hoe maklik gebeur dit nie ook in hierdie tye met ons nie. Dis asof mense meer nog op die punt van hulle stoel sit, gereed om 'n fout te sien en fout te soek en fout te vind. Mekaar afbreek by die skole, by die werk en selfs by die kerk. Die psalmdigter sê, en daardeur herinner hy homself en ook die verspreiders van allerhande dinge. Onthou, God laat wonders gebeur vir die opregtes. God laat wonderwerke plaasvind vir die wat aan hom vashou met 'n opregte hart. God hoor getrou die gebede van die opregtes. Hy moet dit vir homself sê om dit te onthou. Die Here laat wonders gebeur. Onthou, hy hoor my gebed. En vyand, neem kennis. My God doen wonders. My God is die God wat getrou hoor as ek opreg bid. Dan herinner hy hom ook daaraan, so menslik vir elkeen van ons, om nie in hierdie kookpot, in hierdie omstandighede van druk, lelik te raak nie. Moenie sondig nie. Moenie sondig as jy kwaad word nie. So menslik, so maklik. So maklik om te vervloek, wanneer daar soveel druk op jou is. Om 'n vloek te plaas op die lewe, op hulle, ander sondebokke te soek, te haat,
te beswadder. Dit pas nie by 'n gelowige nie. En herinner die psalmdigter homself en ook almal wat hierdie gedig van hom lees, daaraan in omstandighede soos hierdie is ons nervie-dun. Ons moet daarteen waak om kwaad te word en te sondig. Dit pas nie by ons nie. Maar dan sê die Psalm ook wat die gelowige wel te doen staan in omstandighede soos hierdie. Hoe maak ons in die huidige? Psalmdigter sê, gaan lê in stilte, dink daaroor na en laat dit daar. Gaan lê in stilte, dink daaroor na en laat dit daar. Wat dit ook al is. Uit al die genoemde voorbeelde, miskien nie een van hulle nie, maar wat dit ook al is in u lewe, moenie daaroor top nie. Moenie daaroor opgewonde raak. Moenie daaroor ontsteld wees nie. Wees rustig. Moenie dat dit jou kwel nie. Gaan lê in stilte, dink daaroor na en laat dit daar. Moenie dat dit jou gedagtes oorheers nie. Moenie dat dit jou in beslag neem nie. Moenie dat dit jou gemoed beroof en dit alleen jou gemoed bepaal nie. Moenie dat die donker oorheers nie. Moenie dat dit die alleen wees wat in jou kop gemaal het nie. As dit klaar is, laat dit daar. Die eerste ding. Die tweede ding, sê die Psalm wat die gelowige te doen staan, hou aan om die voorgeskrewe offers te bring. In die huidige sou dit sekerlik verstaan kon word met hou aan om die Here te dien. Die bring van offers het te maak met diens aan God, om dinge vir hom te doen. Vandag, die feit dat u hier is, die feit dat u opgekom het na die tempel toe, getuig daarvan dat u kom offer, u kom dien. Om te offer in die huidige en ook soos wat dit in die tyd van die Ou Testament plaasgevind het iets te maak met die uitdrukking op 'n konkrete manier van dit wat jy hier binne voel. Met ander woorde, wanneer daardie gelowiges offers gebring het hulle offers gebring om iets te sê van hoe dit hier binne by hulle is en hoe dit hier binne by hulle voel. As hulle dankbaar was, het hulle 'n dankoffer gebring. Dit het uitdrukking gegee aan dit wat hulle hier binne mee stoei, dit wat hulle hier binne mee worstel, of dit wat hulle hier binne opgewonde maak. As dit 'n soenoffer was van versoening om reg te maak met iemand, het hulle daai handeling deurgevoer en die offer gebring. So, liewe broers en susters, word die oproep dan gedoen, hou aan om die goeie te doen. 'n Mens kan in tye van druk verbitter raak. 'n Mens kan in tye van druk wegraak. Mens kan in tye van druk verval in 'n ritme van dit maak nie saak nie. Die oproep juis wanneer dit so swaar gaan dat ek vra wanneer gaan dit ophou, moet ek juis die Here dien. Hou aan om jou offers te bring. Die oproep van die psalmdigter. Die sielkundige sê vandag, as jy sleg voel, jou gemoed jou pla, begin goeie goed doen. Doen positiewe dinge. Doen goed wat opbouend is. Wees lig in iemand anders se lewe. Groet iemand vriendelik. Bemoedig iemand. Skakel iemand wat jy aan dink wat dalk daardie oproep nodig het. Dis dien. Dis om offers te bring in 'n tyd soos hierdie. En dan derdens word dit ook so mooi duidelik vir ons gesê. Die hoogtepunt van alles, as dit so met jou gaan. Soos wat dit met ons, glo ek, almal op 'n sekere manier in die huidige gaan. Die hoogtepunt, vertrou die Here. Vertrou werklik die Here. As jy daar in stilte gaan lê het, en daaroor gedink het, en jy het daar neergesit, los dit daar. As jy
jou deel doen vir God om lig te wees en jy offer. Wat kan ons meer doen? Nou moet ons die Here vertrou. As ons daardie bagasie neergesit het, moet ons dit daar los. Hy is die een wat uitkoms gee. Hy is die een wat vra dat ons hom in die donkerste uur steeds sal vertrou. Vertrou die Here. Sal dit ooit weer beter gaan? Ja. Wanneer sal dit weer beter gaan met ons? Wanneer God dit so beskik. Wie sal dit met ons laat beter gaan? Net God alleen. Nou kan ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want net die Here laat my veilig woon. Amen. Kom laat ons saam dank. Ons kyk verby, Here, dit wat die oog kan sien. Ons sien in geloof 'n engelskaar wat ons bewaar. Ons hoor nie meer die gedreun van valshede, van stories, van verwarring, van soveel dinge wat heen en weer geslinger word nie. Ons hoor die stem uit die hemel wat sê, ons behoort aan U. U het ons duur gekoop. Niks anders moet ons so besorg laat nie. Dis volbring. U het dit vir ons gedoen. Laat ons dus, Here, dan daaruit leef. En werklik waar ons geloof nie maar net sien as 'n Sondag oefeningkie nie, maar dat ons geloof ons in hierdie tye werklik sal dra. Baie keer, Here, word ons die nominasies wat aan die suiwer woord vashou, beskuldig daarvan dat ons nie opgewonde genoeg, naby genoeg, of hoe ook al, Here, oor U en aan U leef en dit na buite vertolk nie. Maar ons weet, Here, dat ons altyd beskeie moet wees. Ons weet, Here, dat ons nooit die eer kan ontvang vir die goed en die guns in ons lewe van U wat met ons werk en in ons lewens betrokke is nie. Maar Here, laat ons wel met ons dade, met ons offers van liefde teenoor U en teenoor mekaar in hierdie tyd getuig dat ander sal sien wie in ons lewens die kosbaarste is. Help ons in hierdie dae. En bid ons vir hulle, Here, wat kla deur hierdie momentum van negativiteit weggesleer is en weggeskeer is. Hulle wat rasionaliseer om te sê, dis veilig in die mall, maar dis doodsgevaarlik in die kerk. Werk met hulle, Here. Gee dat hulle U nie sal vergeet en die verskoning sal vind vir geen diens en geen offer aan U nie. Laat ons dus dan, Here, rustig wees. Laat ons weet, U is ons begin en ons einde. U is die Alfa en die Omega. U hou ons vas in die holte van U hand. En so ook al ons geliefdes wat tans ook nog siek is. Ons dra hulle aan U op, Here, en ons vra dat U ook daar in elke hart hierdie woord sal laat hoor. Daar moet op U vertrou word. Die heel kosbaarste en belangrikste hier waar ons in die kookpot bevind. Maak ons vry, Here. Ons is in U hand, ons wag op U verlossing. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here en beleef sy vrede. Die genade van God, ons Vader, die troue liefde van Jesus Christus, ons Verlosser, en die noue nabyheid van die Heilige Gees is met ons. Amen.